hierdie kinders weet actually iets. So wat ek gaan doen, kom belydenis, julle moet, anders kan julle nie belydenis van geloof af lê nie. Ons kan dit nog vir so 'n paar maande gooi. Mooi julle. Julle sterk manne, kan iemand my gou help? Net gou daai bord vir my hiernatoe bring. Een van julle sal dit kan doen. Dankie. Gideon. Right, so ek gaan julle hulp nou nodig hê om vir julle 'n praktiese manier te gee hoe om Jesus te deel. So ek en my kollega gaan nou nie vanaand 'n onderhoud doen nie, maar ons gaan tag team. So ek gaan die eerste helfte van die preek doen en hy gaan die tweede helfte doen. So julle ken daai gelykenis van die saaier. Hy gaan saai die woord op verskillende plekke en party mense ontvang dit nie. So wat ek gaan doen vanaand is ek gaan vir julle vertel wat is daai saad wat ons moet gaan saai. Julle kan daai skerm net vir ons afsit, dit gaan bietjie distracting wees. Ek sien hy beweeg die hele tyd. Sit net vir ons 'n plain distract. Nou kyk ek vir myself, nice. Ek gaan nie vir julle kyk hier. Ons ouens like mos vir onsself te kyk in die spieël. Ouers, julle weet, daai manne wat so gym is, net verby die spieël loop, ons is hey, hoe's dit? Okay. So, hoe deel ek Jesus? So wat ek gesê het, is ek gaan wys wat is die saad wat ons plant, die woord wat ons versprei. Wanneer jy op daai punt kom wat iemand vir jou sê, hey, chomma, jy's 'n Christen, sê vir my wat glo julle? Dan moet ons kan, meeste van ons gaan so wees, maar ek wil vir julle tools gee vanaand. Al wat jy nodig het is 'n pen en 'n tissue. So as jy in 'n koffieshop sit met iemand, dan kan jy sê, bring 'n pen, bring jou tablet, kom ek teken gou hierso 'n ding. Ek gaan julle met die hand ook wys hoe om dit baie eenvoudig die boodskap van Christendom te deel. En dan wat Dominee EJ gaan deel is, hy gaan bietjie vir ons sê, hoe berei jy die grond voor? Wat se praktiese Jesus beginsels is daar om die grond voor te berei, hoe om verhouding te bou, om Jesus meer effektief, om die boodskap meer effektief te deel. So, ons gaan dit opdeel in 5 punte. Die eerste ene is, waar begin mens as mens die evangelie, as mens Jesus deel, as mens wil praat oor God? Waar sal mens begin? Wie was in die begin daar? God. In die begin was God daar. So, waar begin ons? By God. So, help my bietjie, jong mense, wie is God? Jesus, amen, geef vir daai oue prys. God is Jesus. Ek gaan net so hier maak, en nog, daar's vir julle 'n leidraad. Daar's ook vir julle 'n leidraad. Daar loop 'n ding, die doopfont. Dit moet so wees. As iemand gedoop word, sê ons doop hom in die naam van die Heilige Gees en van, is dit nou Jesus, ons is die Heilige Gees, wie mis ons hier? Die Vader. So, die Vader. So ek gaan hierdie kant ook skryf, God se karakter is 'n liefdevolle Vader. Maar ons moet ook weet, daar's 2 kante van die muntstuk van wie God is. Ons lees hy's 'n liefdevolle Vader, maar hy laat geen sonde ongestraf nie. Hy is ook, wat? Iemand het dit gesê? Nie die ouers nie, jong mense. Regverdig, dankie. Kan ek onderwyser word, Roan? Okay, dis ook wie God is. Hy's 'n liefdevolle Vader. So hierdie gaan oor God se identiteit, Vader, Seun en Gees, en hierdie 2 is God se karakter. Dit is wie God in sy kern is. Hy's 'n liefdevolle, jy gaan nie iets omstamp hier. Hy's 'n liefdevolle Vader en sy karakter is ook, hy's 'n regverdige koning. Onthou die konings van daai tyd, as ons die Bybelskrywers dit geskryf het, die konings was nie net die hoogste gesag nie, hulle was ook die regters. As daar sake was van hulle moet oordeel, dan was dit deur die koning gedoen. Alright, nou, wat het hierdie God, die drie-enige God van liefde en geregtigheid in die begin gedoen? Genesis 1. Skepping. Julle as ek verkeerd spel,
vra ek so lank klaar om verskoning. Hierdie God het in die begin ons geskep. Ons kry 'n bietjie 'n ander kleur. Nou, my vraag, kom ons kyk. Graad 10s, waar is die graad 10s? Steek gou julle hande op, dis net 2. Okay, graad 10 manne, dis net 2. Come on boys, come on. Wat soek 'n liefdevolle vader met sy kinders? Amen. Hierdie pen is bietjie sagter op die oor. En graad 10 dames, julle 2, of 10 en 11, maar julle is in die graad 10 groep. Wat verwag 'n regverdige koning van ons? Onthou, want en dis ons skepingsdoel, by the way. Dis waarvoor ons geskep word. Ons word geskep primêr vir 'n verhouding met 'n liefdevolle Vader, met die drie-enige God. Maar soos ons groot word, ontvang ons ook 'n verantwoordelikheid. Ja, jy's 'n kind van die koning, maar as jy groter word, moet jy weet, jy's ook deel van hierdie koning se weermag. So wat verwag 'n regverdige koning van ons, girls? Okay, kom ons kry een, kom ons kyk om sy woord oor te dra. Dis nou baie meer detailed, jy's nie verkeerd nie. Maar kom ons dink aan praktiese term. As 'n koning vir jou iets sê, gaan jy dit doen of nie? Jy gaan dit uitvoer. Wat is nog 'n woord vir dit? Diensbaarheid. Okay, dis 'n lekker een, hè? Dien. Kom ons maak dit, julle onthou, ons wil dit eenvoudig hê. So hierso is ons skepingsdoel, julle, om in verhouding met God te leef en om hom te dien, te gehoorsaam, sy woord te versprei. Okay, nou, daar in Genesis 3, so God het ons, elke mens het hy in sy beeld geskep, om in verhouding met hom te leef en hom te dien, maar toe maak ons droog. Die Bybel praat baie van dit, en dis hoekom God ons moet straf, as gevolg van hierdie ding wat ons doen, en daar's klomp voorbeelde van dit in die Bybel. Wat is hierdie woord? Graad 11's, waar is julle? Sonde. Okay, sonde. En wat sonde gedoen het, so in die begin het God gesê, dit is goed. Alles het hy geskep in perfekte harmonie, maar wat die sonde gedoen het, kom ons maak hom nou swart weer. Ek het net 2 kleure, ek's maar boring. Die sonde het gebrokenheid gebring. Dit het skeiding tussen ons en God gebring. Dit het dis hoekom ons leef in 'n gebroke wêreld. So wat het sonde gedoen? Ander woord vir sonde is, jy mis jou doel, jy mis jou skepingsdoel. Dit is ook rebellie teenoor God, is om sy woord om nie na sy woord te luister nie, en om te dink, ek weet beter as God, dis ook sonde. So wat het sonde gedoen? Waar is die graad 9's? Is die graad 9's vanaand? Oh, yes, my butt. Wat het sonde gedoen aan ons verhouding? Kom, ek maak dit eenvoudiger. As jy 'n meisie het, en jy cheat op haar, en sy vang jou uit, wat gaan dit doen aan die verhouding? Dit gaan hom breek. Dit gaan die verhouding breek, en dis die beeldspraak waarvan ons ook laasweek gepraat het, van ons word uitgebeeld in die Bybel as God se vrou, en hy is die perfekte man, en ons het op hom gaan cheat, met klomp afgode, en dit het die verhouding gebreek, dit het skeiding gebring tussen ons en God, daar's nou 'n muur, en dit het nie net die verhouding gebreek tussen ons en God nie, dit het ook die verhouding gebreek tussen mense, ook verhouding gebreek met ons verhouding met onsself, ons het nou 'n verkeerde beeld van ons het nou skaamte, ook ons verhouding met die skepping, dis hoekom haar besoedeling is. So, nou is ons skuldig, ons het oortree, en nou verskyn ons voor die regter, wat gaan hy vir ons sê? Wat gaan hy met ons nou moet doen? Hy gaan ons straf. Baie mooi. So julle, om Jesus te deel, noem mens dit, jy deel die evangelie. Evangelie is 'n Griekse woord, evangelion, wat beteken goeie nuus. Maar jy kan nie die goeie nuus vir iemand bring, as jy nie eers vir hom die slegte nuus bring nie. En dit is die slegte nuus van die goeie nuus, is dat omdat ons almal gesondig het, en by the way, ons almal het gesondig, hier staan die grootste sondaar van julle almal, en ons almal is skuldig aan God se straf.
Ons almal leef in gebrokenheid, want ons almal het gesondig. Ons almal leef in gebrokenheid, nie net van ons eie sonde nie, maar as gevolg van die sonde van ons ouers, ons voorouers, ons kollegas, ons wêreld. Kyk hoe lyk die land, dit is as gevolg van mense se sonde. Dis hoekom ons moet bid vir herlewing, want dit gaan uiteindelike invloed hê op alles, as mense nie sonde doen nie. Maar, dis die probleem. Dit is die siekte. Dit help nie, ek kom na jou toe en sê, hey, hier is vir jou pil. Jy vir my weird aankyk. Maar as ek vir jou sê, as ek jou dokter is en ek sê vir jou, jy het 'n kroniese siekte, as jy nie hierdie pil drink nie, gaan jy doodgaan. Hierso is die pil wat jou red. Baie dankie. En dis wat ons moet doen, ons moet mense laat besef, hulle is skuldig en gebroken voor God. En daarom gee ons vir hulle die pil. En daar's net een pil, sê dit saam met my, en dis die gospel. Come on julle. Daar's net een pil, en dis die gospel. Yes, julle. Dis nie net EJ met dad jokes nie. Okay. So, God, skepping, sonde. Maar, wat is die plan wat God gemaak het? Hy het 'n plan gemaak, want onthou hy's 'n liefdevolle Vader, hy's 'n regverdige koning, hy het 'n plan gemaak. En wat is hierdie plan se naam? Yes, wat het daai mannetjie geskreeu ook? Skree dit weer vir ons. Lekker hard. Amen. Jesus is die plan. Jesus, die Vader is die een wat geskep het, Jesus is die een wat aarde toe gekom het, die perfekte lewe in jou plek geleef het. So jy hoef nie perfek te wees nie. Ek dink, manne, jy moenie dink jy's perfek nie, net Jesus is perfek, en girls, dis okay, jy gaan nooit perfek wees nie, maar Jesus is perfek in jou plek. Die manne dink partykeer hulle is bietjie hoogmoedig, en die vrouens dink, die manne dink te veel van hulle self, die girls dink te min van hulle self, maar Jesus het gekom vir ons almal, amen. Maar hy is die enigste een wat perfek is, en hy maak ons perfek, deur dat hy vir ons gesterf het aan die kruis, en deur sy bloed het daar nou vrede gekom, want die loon van die sonde, die probleem van die sonde is die dood, en iemand moes daai boete betaal. Wat Jesus gedoen het is, hy het ons parking ticket nie, ons doodsvonnis het hy betaal aan die kruis, hy het die dood oorwin. En wat het Jesus se bloed aan die kruis gedoen aan die gebroke verhouding? Enigiemand skree uit, herstel. Ons skryf weer blou. So dis die goeie nuus. Jesus het die gebroke verhouding herstel, nie net met ons tussen God nie, maar ook ons verhouding in onsself, ons selfbeeld, ons identiteit, ons verhouding met alle mense. Dis hoekom God sê, hy vergewe ons, maar nou verwag hy ons met ander vergewe. Hy gee ons die bediening van versoening. Dan, wat het hy gedoen? Ons is nou nie meer onder God se straf nie. Wat se belofte is daar nou in Christus? Vergifnis. Is dit ja? Vergifnis, daarso is, as jy iemand nie vergewe nie, is dit so goed, jy drink gif en hoop die ander persoon gaan dood. Dis ook 'n joke, maar dis die waarheid. Okay, 1, 2, 3, 4, en nou, as iemand jou red, wat doen jy? Imagine gou, jy stap in die straat af, jy loop met jou earphones, jy luister nie, en daar kom 'n trok, en iemand stamp jou uit die pad uit, hulle duik voor jou, hulle red jou, en jy sien, meet you girl, dis 'n handsome ou. Ek weet julle imagine sulke goed altyd. Wat gaan jy vir daai persoon sê? Dankie. Baie dankie. Dankie. Nou, al wat ons nou doen met ons lewe, ons sê vir God dankie, en ons ontvang die Heilige Gees. Jy kan die Heilige Gees nou ook hierso by die dankie sit. So julle sien, God die Vader skep, Jesus red, die Heilige Gees bemagtig. Die Heilige Gees vul jou, as jy jou lewe vir Jesus gee, as jy aan hom glo, as jy bekeer van jou sonde vir hom bring, hy gee vir jou die Gees, en nou deur jou lewe sê jy vir hom dankie. En hoe sê jy vir hom dankie? Deur om verhouding met hom te leef, en om hom te dien. So julle sien wat doen Jesus? Kyk gou.
Hy herstel ons skepingsdoel wat ons verloor het met die sonde. Herstel Jesus, gee vir ons die Gees om ons te help leef in ons skepingsdoel. En ja, hier is 'n klomp beloftes. Ek het nou net gepraat oor die een belofte, maar daar's soveel beloftes. God gee jou nie net die Heilige Gees nie, hy gee ook vir jou 'n community. Hy gee vir jou 'n doel. En hoe hierdie dien lyk ook anders vir almal. Verstaan, party mense is musikante, ander mense is tegnies aangelê, party mense is goed in admin, ander mense is goed met mense, party mense is goed om met te werk met hulle hande, maar enigiets, maak nie saak wat jy doen nie, enige talent wat jy gebruik tot eer van die Here, leef in jou skepingsdoel, en jy kan jouself wees, maar hy wil 'n verhouding met jou leef deur die Heilige Gees. Boom! Is dit eenvoudig? Sal jy dit kan onthou? Hierdie 5 punte, ek gaan julle nou nog 'n manier leer en dan 'n laaste manier leer. So as jy nou nie 'n papier en 'n pen het om met iemand hierdie boodskap te deel nie, so jy die ys ook breek, partykeer sê, "Ai, kan ek jou vertel wat glo ons?" Of as jy wil so 'n verhouding met iemand bou, EJ gaan nou daaroor praat, maar kom as jy nou die kans kry om net jou hand te gebruik, as jy getroud is, werk dit eintlik baie lekker. So jy begin met God. Hy het jou geskep met sy vingerafdruk om in verhouding met hom te leef en om hom te dien, dis wie God is, hy's goed en hy's regverdig, drie-enig, hy het ons geskep om naby hom te leef en om hom te dien. Die middelvinger is maklik, dis die sonde. Wat is sonde? Dis ek en jy wat die middelvinger vir God wys en sê, sorry, ek weet beter, maar wat doen die middelvinger? Geweertjie, jy skiet jouself in die voet, eintlik in die kop, want jy verdien nou die dood, jy breek die verhouding, maar Jesus herstel die verhouding, want God het ons lief en hy het 'n plan gemaak om ons te red, en hierdie plan is Jesus, hy het aarde toe gekom, vir ons gesterf, opgestaan, en die ringvinger, Jesus het gekom om die verhouding te herstel. Hy het vir jou gesterf van die kruis, hy het jou lief, hy wys vir jou lief het jou, hy vra jou, actually, sal jy met my trou, sal jy my volg? En as jy ja sê vir Jesus, boem, dan maak hy 'n verbond met jou, jy word gedoop, jy word ingekoop, jy ontvang die Heilige Gees, en die laaste vingertjie is jy's die minste, maar nou, alles wat jy doen, sê vir die Here, dankie, 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 want alles wat ek het is net genade. Amen. Kan julle dit deel? Julle moet dit bietjie oefen in julle groepe. Ek gaan dit nog eenvoudiger maak. Nog eenvoudiger. So, dis met 4 emojis. Die eerste emoji is 'n hartjie en 'n kroon. Tweede emoji is wat noem jy hierdie? Ja, nee, ek het wiskunde vergeet. Ek my laaste eksamen skryf. Delete. Klaar met wiskunde. Okay, eerstens is dit die hartjie en die koning, en dan is dit die deelteken. So dit wys na God as 'n liefdevolle Vader en 'n regverdige koning. Die deelteken is die sonde. Dit het skeiding gebring tussen ons en God. En dan is dit eenvoudig, wat die plan het God gemaak om ons te red? Hy het Jesus gestuur om vir ons te sterf en op te staan uit die dood. En dan die laaste emoji of thingamajig, wat ek oor, is 'n vraagteken. So, jy kan hierdie prentjies vir iemand teken en vir hulle sê, luister, dis wie God is. 'n liefdevolle Vader, hy's koning oor jou lewe, of jy dit wil glo of nie. Hy het 'n plan vir jou lewe, hy wil jou red, hy wil vir jou skepingsdoel gee, maar ons het sonde, ons het die verhouding gebreek, ons is skuldig voor God. Maar hy het 'n plan gemaak om jou te herstel, en hy het vir jou gesterf aan die kruis, hy het opgestaan om jou die ewige lewe te gee, hy het al hierdie beloftes vir jou, en dis jou keuse. Jy moet 'n besluit maak, gaan jy hom volg of nie. So eenvoudig soos dit. Amen. Okay, ek gee oor aan my kollega, hy gaan 'n bietjie, so dit is as jy by die punt kom om die gospel te deel, dan kan jy hierdie deel. Ek gaan dit hier los, vanaand, jy kan kom foto's neem van dit. Colleague, gaan sy old switcheroo doen. Jy moet maar sê, hoeveel, kan jy oordentlik die seën uitspreek? Okay, so kom ons raak prakties, hoe deel ons Jesus met almal? Ek dink een van die belangrike goed wat Jesus gedoen het, is hy het kos gebruik om die evangelie te deel. As jy kyk na die evangelies,
my en Sanay se tyd in Indië het ons ook baie tafelteologie gebruik om net verhouding te bou met mense. Dis my verskoning hoe ek lyk soos ek lyk en as jy vra my, okay EJ, jy lyk nog steeds so, is al 'n jaar terug, dat is soos wel, ek beoefen dit nog steeds, want jy hoef nie daar in Indië te doen nie, jy kan dit oral doen. Jesus het goeie kos gedeel met slegte mense en dis 'n plek waar jy kan verhoudings bou, want ja, ons kan nie napkin gebruik in hierdie teken, maar as daar nie 'n verhouding klaar is nie, dan gaan mense sê, jy is bietjie weird. Jy moet eintlik klaar 'n verhouding hê om die evangelie te kan begin deel. En die beste plek om 'n verhouding te bou is om net begin brood breek met Jesus. As Jesus opgestaan het uit die dood uit, dan en hy het klaar aan Maria Magdalene homself verskyn aan haar, is die eerste mense wat hy aan verskyn, Kleopas en sy pel op pad Emmaus toe. En hulle herken nie Jesus in sy fisiese voorkoms nie. Hulle herken nie Jesus as hy die hele wet van Moses en al die profete vir hulle uitlê en voorlê nie. So beteken die beste preek in die wêreld uit Jesus se mond self het hulle nie laat herken dat dit hy is wat met hulle praat nie. Maar toe hulle in die aand hom innooi na hulle plek toe waar hulle oorslaap en hulle sit die aand aan tafel en hy breek die brood. Is in daai oomblik wat hy die brood gebreek het, dat hulle hom herken. 75% van die gelykenisse wat Jesus vertel in die Lukas evangelie handel rondom kos. So kos is vir Jesus baie belangrik. Ek was nou laasweek in Sri Lanka gewees en ek deel by 'n konferensie oor kerkgroei en ook evangelisasie en uitreik en ek hou baie van hoe Church of the Highlands en Chris Hodges sê hoe deel mense die evangelie. Hulle sê die eerste ding wat jy moet doen is jy moet persoonlike verantwoordelikheid aanvaar. Ons maak baie keer die fout en sê dis net die dominee of betaalde personeel of hierdie jeugwerker of hierdie leier, hulle kan die evangelie deel. Ek is nie bekwaam en reg vir dit nie. Ons moet kan aanvaar dat ons almal die evangelie kan deel met mense en dat jy as 'n gestuurde vir Jesus 'n unieke sendingveld het. Jy kom by mense in die week aan waar 'n dominee of 'n jeugleier nooit gaan uitkom nie. So jy moet eerstens persoonlike verantwoordelikheid vat en sê, "Jo, ek het ook die gawe om met mense die evangelie te deel. Ek kan myself toerus, maar ek kan persoonlik verantwoordelikheid vat om die evangelie te deel." Die tweede deel is bou verhoudings met ander. En dis wat tafelteologie jou baie kan help, is om verhoudings te bou met iemand. Jy kan nie net in die deur ingaan en met al die Bybelversies nie. Dit kom later, maar daar moet eers 'n verhouding wees waar iemand jou vertrou en dis ten minste 'n bietjie ken. Ek meen, straat evangelisasie ken ook sy plek, maar jy verkondig die woord aan 'n klomp vreemdelinge wat net verby jou stap en dink jy is baie vreemd. Die derde ding is deel jou persoonlike storie of getuienis. Openbaring 12 vers 11 sê, hulle het hom oorwin, dis nou die duiwel, op grond van die bloed van die lam en op grond van hulle getuienis. Ons persoonlike storie van wat Jesus al in ons lewe kom doen het, dra net soveel krag soos die evangelie op sigself. Ek dink inteendeel, mense wil nie 'n klomp Bybelversies net hoor nie, maar hulle wil hoor, hoekom volg jy Jesus? Wat het God al in jou lewe gedoen? As jy begin om jou persoonlike getuienis te deel, dit is vir mense baie meer oortuigend as om net 'n klomp Bybelversies of rympies. Ek meen, hierdie het sy plek. Ek sê dit nie sleg nie, maar wat God in jou lewe doen, dra eintlik 'n baie groot verskil. Nou in Indië, ons kerk Hope Sikolkata, ons het in elke erediens was daar 'n storie van hoop wat iemand 'n getuienis gedeel het. En ek moet vir jou sê, dit is een van die wonderlikste dinge wat ons in ons bediening daar ervaar het, is hoe iemand se persoonlike getuienis werklik mense inspireer. Nou die Bengalis wat ons bereik het, die Engelse het nie baie goed gedoen met hulle kolonisasieprojek in Indië nie, want hulle Engels is baie sleg. So as Jumpa byvoorbeeld nou hierso haar getuienis deel, toe ons haar eers in ons huis geaanvaar het en sy by ons gebly het, kon sy skaars Engels praat. Sy was by 'n college waar sy al klaar begin swat het, maar haar command of the English language was nou nie great geweest nie. Nie dat ek sê myne is nie. Maar selfs Jumpa en Amlan en van die ander kon die vrymoedigheid hê om hulle getuienis te deel met ander, want hulle het besef, hoe kan ons persoonlike storie van hoop mekaar inspireer. So ek wil vir julle Jumpa se getuienis vertel, en dan wil ek vir jouself vra, as jy nou dit luister,
Wat doen dit in jou hart? Hoe reageer jy as jy haar klein storie van hoop hoor? Due to COVID-19 pandemic, my college was shut down like another institution, and that was really hard time for me as I don't live with my family. In that moment, I don't know where to go and what to do, so I contacted my pastor and moved to their house and started to live with them. Everything was going quite good and I was taking online classes. Suddenly, one day, my college authority declared they are going to afflict it our degree course and we have to take transfer in another colleges. And the person who was helping me financially backed out when I told him everything about my college and their decision. He told me that he would not support me financially anymore because he is struggling too. At that point, I was feeling helpless, depressed. I did not know what to do. I had a feeling maybe I have to discontinue my studies, which I really did not want to. I remember that evening my pastor's wife came to my room and asked me why I was upset. And I shared everything with her and she suggested praying. I listened to her words and that night I knelt before God and prayed about my situation. As Psalm 23:1 says, God is my shepherd, I have all I need. In 2 days, God answered my prayer and I received everything that I needed for my studies. I took transfer in another college. By the grace of God, in April 2023, I completed my studies without any obstacle. Even I got a nice job in one Christian organization where I can serve the people and spread good news among the non-believers, which is really amazing. As Jeremiah 29:11 says, "For I know the plan I have for you, not to harm you, but give you hope and future." God is good all the time, which I am experiencing every moment of my life. I am Jhumpa. This is my story of hope. So jy kan sien dat Jhumpa nog steeds Bybelteksverse in haar storie in verweef het, maar ek dink die kragtigste ding van haar getuienis is wat die Here in haar lewe kom doen het. Sy het 'n krisis gehad, sy het nie geweet wat om te doen nie, sy het gebid en die Here het vir haar deurgekom. So om vir iemand al te getuig wat die Here in jou lewe gedoen het 'n baie groot trefkrag en invloed op hoe ons eintlik die evangelie of die goeie nuus vir ander dan verduidelik. En dan die vierde ding wat ons doen is ons gee 'n spesifieke uitnodiging. So ek het vir julle gewys hoe om dit te doen nie, want toe ek aan die begin vir julle sê, julle is welkom om vorentoe te kom wanneer julle wil gedurende die worship, het niemand daar gedoen nie, want dit was nie spesifiek genoeg nie. Maar toe Meyring sê, kan julle asseblief nou hier kom sit, dat julle hier kom sit. So jy moet vir iemand spesifiek uitnooi. Jy kan net vir sê, hoor hierso, wil jy eendag saam met my kerk toe gaan nie, want daai eendag gaan op 'n reendag wees. Dit gaan nie gebeur nie. Jy moet vir mense spesifiek uit moet sê, hoorie, ek het 'n groeigroep, wil jy nie 'n bietjie 'n aand net kom saam eet en ons uitluister om te sien hoe doen ons groeigroep nie? Of wil jy nie na ons aanddiens sommer hierdie Sondag kom 6uur nie? My ouers kan jou kom optel op pad, ons kan 'n reëling maak. Kan jy saam met my gaan? Ons moet 'n persoonlike uitnodiging rig wat baie spesifiek is om mense uit te nooi om daai volgende stap in hulle geloofsreis te gee. En dan die laaste ding oor om Jesus te deel met ander is ons woorde gaan goedkoop wees as ons lewens nie dit staaf nie. Ons is ambassadeurs vir Jesus en dit beteken om die goeie nuus te verkondig, maar ons moet dit uitleef vir mense. St. Francis van Assisi het die bekende quote, "Always preach the gospel, if necessary use words." Spreek altyd die evangelie, indien nodig gebruik woorde. Ons moet met ons dade vir mense wys hoe Jesus in ons lewe inwerk. Ek sê altyd vir myself, practice what you preach, Mr. Leach. Dit werk nie vir julle nie, want julle het nie my van nie, maar die konsep van action speak louder than words. Jou aksies gaan vir mense baie meer duidelik sê as jou woorde. So as jy die vrymoedigheid het om die evangelie te deel met jou woorde, dan moet jy vir jouself vra, maar
is ek ook 'n goeie ambassadeur vir die evangelie? Getuig my lewe van iemand wat Jesus volg? Beteken dit my lewe moet perfek wees? Nee, glad nie. En ek dink ons sonde, ons gebrokenheid, ons weerloosheid en egtheid daarvan is deel van ons getuienis. Want ons moet met mense kan sê, ja, ek het al ook gefaal, ek het al met hierdie gesukkel, ek was verslaaf aan hierdie, ek het hierdie krisis gehad, ek het ook al getwyfel. As jy begin om ook daai donker, slegte kante van jou lewe te deel met mense, dan sê hulle, wow, maar hierdie persoon is nie besig om my net die beste op te dis nie. Hy maak nie asof sy lewe perfek is nie. As jy jou gebrokenheid en jou weerloosheid reg kan ook kommunikeer, dan maak dit ook dat die evangeliese invloed op ons lewe dan sterker is. So as ons Jesus wil deel met ander, dan moet ons dit met ons woorde doen, maar soveel meer met ons lewens en met ons dade. So ek wil jou uitdaag dat julle almal wat vanaand hierso sit, begin daai verantwoordelikheid opvat en sê, ja, ek moet ook begin om Jesus te deel met almal, met 'n klein treetjie, om met iemand te nooi met toebie te deel tydens pouse, of om 'n kollega te vat vir 'n lunch, en daar te begin verhouding bou, begin deel wat het Jesus in jou lewe gedoen, begin die evangelie aan hom verkondig, nooi hom na iets uit waar hy 'n volgende stap kan vat, en wees 'n ambassadeur vir Jesus. Maklik gesê, moeilik om te doen. Kom ons gaan doen dit. Amen. Kom ons bid saam. Here God, dankie dat ons al die goeie nuus gehoor het en dat ons al gereageer het op daai goeie nuus. Here, en ek bid dat ons hierdie nie vir onsself sal hou nie, dat ons nie net sal groei in die volheid van wie U is nie, maar dat ons sal deel met almal, dat ons beker sal oorloop om ook ander se dors te les, dat ons geseën sal wees om ander te seën. Ek bid dat U deur U Gees ons almal sal lei om dit te gaan uitleef, om die evangelie te kan verkondig, om brood te breek saam met mense, om ons getuienis te deel van wat U in ons lewens al gedoen het. Here, dankie dat U so 'n wonderlike Vader vir ons is, die koning van ons lewens. En ek bid dat ons in ons lewe U sal dien en ons verhouding met U sal groei tot in die volheid van wie U is. En ek bid dat soos ons hierdie gebou verlaat, ons U kerk sal wees, U hande en voete, dat ons 'n lig op die berg sal wees, wat dit nie onder 'n emmer wegsteek nie, maar wat dit gaan skyn oor Rustenburg, en wat sout vir die aarde is, wat geur en genesing aan mense gee wat dit so nodig het. Ons bid dit in die heilige naam alleen. Amen. Julle kan nou nog gaan na julle groeigroepe toe,